Goeienaand. In hierdie eerste week van die fokustyd val die klem op die gevolge van die reg en die geregtigheid wat die Here in Christus aan ons geskenk het. In Efesiërs 2 herinner Paulus die gelowiges dat ons almal vroeër geleef het in ongeregtigheid. Dit beteken ons lewens is gekenmerk deur ons sonde, omdat ons net die dinge gedoen het wat in ons harte en gedagtes opgekom het, net soos wat die res van die sondige wêreld gedoen het. Maar, sê Paulus, in Christus word elke gelowige geherskep om ons lewens te kan wy aan die goeie dade wat die Here vir ons bestem het. Nou is die vraag, hoe lyk so 'n lewe? Hoe sal dit lyk wanneer ons lewe vanuit die reg en die geregtigheid wat ons van die Here af ontvang het? Een van die mooiste voorbeelde van so 'n lewe wat ons in die skrif vind, word vir ons in Job hoofstuk 29 beskryf. In daardie hoofstuk is Job besig om sy onskuld voor die Here te bely, en dan sê hy in Job 29 van vers 14 af, ek het reg en geregtigheid laat geskied. Vir my was dit vanselfsprekend, so vanselfsprekend as om klere aan te trek. Sommige vertalings sê, reg was my kleed en regverdige optrede was soos 'n mantel. Ek was oë vir die blindes en voete vir die krepeles. Ek was 'n vader vir die armes en ek het selfs onbekendes se regsaake behartig. Ek het die mag van die wat onreg doen gebreek. Ek het die prooi uit hulle tande weggeruk. Wanneer die Here ons weer in 'n herstelde verhouding met homself plaas, dan word regverdigheid en reg doen nie maar net nog iets wat ons moet doen nie. Reg en regverdigheid word deel van ons identiteit. Net soos wat ons kan sê, die Here het ons heilig gemaak deur ons skoon te was van ons sonde en daarom is ons nou heiliges. So is ons nou regverdiges. Regverdig voor God, maar ook regverdig tussen al die mense saam met wie ons lewe. Die gevolg hiervan is dat ons nie meer ons rug kan draai op die onreg van hierdie wêreld nie. Ons kan ook nie maar net sê dat ons net die onreg aanspreek wat ons persoonlik raak nie. Job getuig dat hy selfs onbekendes se regsaake behartig het. Dit pas by Jesus se waarskuwing en oproep in Matteus 5 vers 46 en verder, waar hy sê as julle net die liefhet wat julle liefhet, watter loon kan julle dan nog verwag? Maak die tollenaars nie ook maar so nie? En as julle net julle broers groet, wat doen julle meer as ander? Maak die heidene nie ook maar net so nie? Wees julle dan volmaak, soos julle hemelse Vader volmaak is. In Spreuke 24 vers 11 word ons opgeroep met die woorde, red die wat na die dood toe gesleep word, die wat val op pad is om doodgemaak te word as jy nie keer nie. As jy sou sê, ons weet daar niks vanaf nie, sal God wat die gedagtes toets, weet wat die waarheid is. Hy wat oor jou die wag hou, hy weet en hy vergeld 'n mens vir wat hy gedoen het. Dit is eintlik 'n wonderlike voorreg om te kan sê dat ons medewerkers van ons regverdige Here is. Ons is mense wat hy deur sy woord en gees toerus en bemagtig om in te tree vir mekaar en ook vir ander mense wanneer onreg dreig om die oorhand in hulle lewens te kry. Ons is immers die mense wat beleef het hoe ons Here Jesus homself gegee het, sodat ons bevry kon word van die onreg wat ons sonde in hierdie wêreld veroorsaak het. Ons was hulpeloos, maar hy was ons sterke redder. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, dankie dat ons tot U mag bid vandag as regverdiges, mense wat in Christus deur U skoon gewas en nuut gemaak is. Bid van U, wil U ons tog so deur U woord en gees toerus en bemagtig, dat ons as regverdiges ook sal lewe in hierdie wêreld, dat ons die onreg van hierdie wêreld ook sal aanspreek, Here. U weet hoe oorvloedig dit tier hier in ons wêreld, hoe oorweldigend al die onreg is, maar wil U ons so begenadig om U medewerkers te wees, om ook ons deel te doen, volgens U wil. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.